by week 2 van lewe in die woord. En 'n ding wat ons verlede week vir onsself gesê het, is as ons lewe in die woord, dan sal ons regtig lewe. Wanneer ons lewe en ons besluitneming is deurdrenk met die woord van God, dan lyk ons besluite anders. En dit is ons hart, is dat ons intentioneel sal inklim in die woord in, en ek is besig om vir ons meganismes te kry, en vir jou praktiese meganismes te gee, sodat jy die woord kan oopbreek, soos wat jy dit lees. Laat dit nie net 'n boek sal wees wat jy lees, of 'n ding is wat jy amper nie in die Bybel uitkom nie, want dit maak jy die mekaar, of jy is onseker daaroor nie, maar laat ons met sekerheid na God se woord toe gaan, want Jesus het ons geleer, dat as ons in sy woord leef, dan sal ons lewe in oorvloed hê. Om dit vir jou makliker te maak, het ek op ons website 'n ding vir ons gaan neersit wat jy baie maklik kan deurgaan. En as jy inlog op ons website, dan gaan jy net daar, so sal jy sien, dit vat jy na 'n gedeelte toe wat sê lewe in die woord, en as jy op hom klik, dan vat hy jou af na die hele page toe. Jy sal sien daar is ook 'n buttons wat vir jou week 1, week 2, en as jy op week 1 klik, dan vat hy jou na die eerste week se handleiding toe, 'n handleidingkie wat vir jou daarso is om Bybelstudie te doen, 'n ekstra stukkie refleksie, en dan ook die preek van die week. Ek wil jou aanmoedig dat jy sal voortgaan om dit deel te maak van jou Bybelstudie. Dit is net 'n ekstra tool wat ek vir jou graag wil gee om jou te help in hierdie volgende tyd. Die groot ding is dat wanneer ons tyd in die woord spandeer, God se hart is om tyd saam met ons te spandeer. Hy wil ekstra tyd saam met jou hê. En hierdie foto wat ek vir jou wys is vir my so mooi, wat net sê, God wil met jou verhouding hê, nie 'n godsdiens nie. Hy wil nie net hê jy moet in diens van hom staan nie. Hy wil in verhouding met jou staan. En dit is die hart wat ons in hierdie week, in hierdie weke wil oordra, is God wil tyd saam met jou spandeer. Jesus maak hierdie opmerking in Johannes 4 vers 23, waar hy vir die vrou sê by die put, God wil mense hê wat hom aanbid met waarheid en in die gees. Laat dit nie net 'n geestelike ding sal wees, maar laat dit die waarheid sal wees. En die woord leer ons dat waarheid lê in sy woord. Ek glo daar is 2 kragte in ons lewens elke dag besig. Daar is die krag van Jesus, wat besig is om my en jou nader aan hom te trek. Die krag van sy gees wat ons nader trek in verhouding met hom. Die krag van die gees wat my en jou lewens verkoop, dat ons God verheerlikende lewens leef. So daar is hierdie vrymakende krag. En Jesus sê die volgende, ek lees vir jou uit Johannes 8 vers 31 uit, waar hy sê, vir die Jode sê, en hy sê, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Dit is wat Jesus se hart is vir ons, is dat ons in vryheid sal leef, in verhouding met hom. Dit is die krag van Christus in ons lewens. Maar daar is 'n tweede krag, en 'n mens kan daarna verwys as die teenstander of die duiwel, en ek hou daarvan om nou te verwys as die vyand. Die vyand in ons lewens doen alles in sy vermoë om ons uit die woord uit te hou. Daar is 'n gedeelte wat ons 'n kursus wat ons aanbied, wat ons noem Discovery vir jong manne. En een van die rolle van 'n man is om 'n leerder te wees van die woord van God vir sy mense, vir sy gesin, vir die mense by sy werk, vir sy vriendekringe. En een van die dinge wat 'n mens so maklik uithaal uit jou rol, of om die woord deel van jou lewe te maak, is dat die lewe raak besig, en ons almal weet waaroor dit gaan, dat die lewe so vinnig besig raak, dat ons, as ons self weer kyk, is die dag verby, of jy klim net in die woord in, dan is daar 'n oproep wat kom, jou baas bel, of jou skoonma bel jou, en ek sê nou nie, jou baas en jou skoonma gebruik die duiwel in jou lewe, om jou uit die woord uit te hou nie, maar daar is goeders wat opduik in ons lewens, wat ons uit die woord uithaal. En ek weet vir 'n feit, dat die vyand is op 'n plek waar as hy jou uit die woord uit kan hou, wat gebeur dan? As hy hou jou weg van waarheid. En as jy nie die waarheid het nie, kan jy nie in hierdie vryheid leef wat Jesus vir ons het nie. En Jesus se eerste opdrag, een van sy opdragte vir ons, is ons moet in sy woord bly. En dit is waaroor ek met jou wil gesels vandag, is hoe bly ons in God se woord? En om so 'n bietjie hierdie ding te onttrek. En een van die dinge wat ek weet, is heel eerstens, is om saam met vriende in die woord te wees. Die Spreuke leer ons dat yster slyp yster, en so vorm vriende mekaar. En dit is so wonderlik om saam met vriende rondom die woord te kuier. Ek byvoorbeeld
is vandat ek 'n Christen is, vandat ek in 2002 tot bekering gekom het, en het ek hierdie pad begin stap saam met mense in 'n groep, in 'n klein groep, in live groups, 'n selgroep, 'n mannegroep, wat ook al jy dit wil noem, maar ek het mense om my getrek om saam met my die woord van God te bestudeer en oop te breek. En weet jy wat is my hartseer? Baie keer as mense deur trauma en krisisse gaan in die lewe, en ek vra hulle die vraag, wie leef saam met jou op die oomblik? Wie staan saam met jou in hierdie tyd? Dan is dit baie keer, in meeste gevalle, 'n baie dowwe kyk in hulle oë, wat hulle net sê, nee, ek weet nie eintlik wie saam met my staan nie. En dit is my so hartseer, want dit is hoe die Here ons gemaak het. Is hy, om in hierdie te lewe in die woord, is dit my vriende wat baie keer God se woord in my lewe aktiveer. Kom ek verduidelik, gee vir jou 'n voorbeeld, net van waar ek in die oggend, ons het nou in hierdie tyd, het ons begin om 'n Zoom, paar manne, so 6 uur op 'n donderdagoggend by mekaar te kom. En elke week was dit nog vir my, dat daar 'n stuk van God se woord oopgebreek word deur hierdie manne, wat hulle 'n storie vanuit hulle lewens uitvertel, en dit iets wakker maak in my, dat ek daai stuk van die woord beter verstaan. 'n Ander ding wat gebeur is, wanneer ons begin gesels oor dinge, en ons begin die Bybel aanhaal, en ons begin ondersoek instel, maak dit 'n aptyd in my wakker, en dit bring my eintlik op 'n plek waar ek nuuskierig is oor dit wat God se woord sê, en ons spur mekaar eintlik so aan om in God se woord in te klim. Ek hoor nou die dag iemand wat sê, dit is so amazing wanneer ons dieselfde vers vat, en ons vra net die vraag, en hulle het dit in hulle klein groep gevra, wat beleef jy, sê die Here vir jou deur hierdie vers? En dan vra hulle vir die volgende persoon, wat beleef jy? En so kuier hulle, en hierdie persoon se opmerking is, dis amazing, ons een vers vat, en uit verskillende angles besig is om hierdie selfde vers te vat, en om te sien hoe mense verskillende voeding en voedingswaarde uit hierdie teks uitkry. So vir my en jou om te lewe aan die woord is 'n praktiese meganisme vir ons om te sê, hoorie, kom, ek is in 'n groep en ek het mense om my wat saam met hierdie doen. En my vraag vir jou is jy vasgegroei saam met 4 of 5 ander mense? Nie net in hierdie tyd nie, maar soos die tyd vorentoe gaan, om in die woord in te klim. En ek wil jou aanmoedig, as jy nie vasgegroei is in 'n groep nie, dalk sê jy op 'n plek sê, nee, eintlik as jy dit nou so noem, ek het 4 of 5 mense wat ek vinnig by mekaar kan trek op 'n Zoom of op 'n WhatsApp video call, en ons so kan ons saam kuier oor die woord. En dalk sit jy op 'n plek waar jy sê, nee, ek het nie 'n groep nie, en jy soek dalk 'n groep. As jy onder in die beskrywing sien, is daar 'n link wat jy kan volg om dit maklik vir jou te maak dat ons jou in 'n groep kan inkry. En dalk is jy op 'n plek waar jy sê, hoorie, maar ek sal 'n sameroeper wees. Ek sal iemand wees wat net die moeite doen om mense te kontak en die sameroeper te wees op 'n spesifieke tyd, my Zoom kode te gebruik vir die volgende tyd. En so klim ons saam in die woord in. Ons leer mekaar ken, en so breek God ook so sy woord vir ons oop. Ek wil jou regtig aanmoedig om so betrokke te raak. 'n Ander manier hoe ek en jy God se woord bly, is in die studie van God se woord, en hierdie is vir my baie praktiese ding, is om ander vertalings te gebruik, soos wat jy die woord lees. En ek wil graag vir jou net so 'n bietjie ander vertalings rondom hierdie Johannes 8 vers 31 vir jou gaan wys. En wat vir my mooi is, hoe Jesus sê, hy sê, as julle in my woord bly, dan is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. In die Passion Translation kom die volgende ding wat hy sê, and when you continue to embrace what I teach you, you prove that you are my true followers. Dis amazing hoe hierdie, net 'n ander vertaling, die woorde in my bly, 'n pertinente woord kom gee, wat baie meer definisie kom gee, om te embrace. As ek die woord embrace hoor, dan sien ek my seentjie wat na my toe aangehardloop kom in die gang, in my omhels, en alles van homself in my probeer indruk. Jy weet, as daai klein armpie so om jou gaan, en jy druk jou nek so seer. Dit is wat ek sien, wat gebeur met 'n embrace. Dit is asof ek jou wil in my indruk. En dit is wat Jesus sê, as jy my woord embrace in jou indruk, dan gaan jy waarlik my volger wees, dan gaan jy in vryheid leef. Die Message vertaling sê dit so, if you stick with this, living out what I tell you, you are my disciples for sure, and then you will experience for yourself the truth, and the truth will set you free. Eugene Peterson in hierdie vertaling is net besig om te sê, leef uit dit wat jy sien in die woord, en dan sal jy in God se woord leef.
En dit is vir my so mooi wat hier so besig is om te gebeur, om net 'n verskillende vertalings te vat, waar woorde skat gebruik word, kleur vir my en jou die prentjie in. En ek dink jy sal saam met my stem, as mens net die vraag vra, lewe in die woord, hoe lyk dit, Here? Embrace, en om dit uit te leef, gee onmiddellik vir my en jou handles in die lewe, om God se lewe, in God se lewe, se woord, te bly in hierdie lewe. Baie mense vra vir my dan die vraag, nou JT, as ek hierdie verskillende vertalings vat, watter vertalings mag ek lees en hoe kan ek daarmee werk? En ek wil heel eerstens net vir jou sê, daar is 3 kategorieë wat ons sien, wat ons vertalings kry. Mens kry heel eerstens die letterlike vertalings, en dit is jou vertalings soos die ESV vertalings, die King James vertaling, die ou Afrikaanse vertaling, 1933 tot 53 Afrikaanse vertaling, wat jou letterlike vertaling is, waar hulle letterlik die woord in Grieks, die Afrikaanse woord gaan kry, of die woord wat die naaste is aan daai Griekse woord, en hulle het hom so gaan vertaal. Dit is hoekom, baie keer is 'n letterlike vertaling, lees partykeer so klein bietjie moeiliker, veral as jy nou by die Old King James vertaling kom, en so aan, waar daar allerhande hoë Engels gebruik word, jy weet, ek sukkel om dit uit te spreek, meeste van ons doen, maar dit is 'n baie letterlike vertaling. Ek wil vir jou sê, neem baie vrymoedigheid om die ou Afrikaanse vertaling te gebruik, want dit is 'n baie letterlike vertaling wat daar gebeur, en ek moedig mense aan altyd om 'n draai te gemaak in jou Bybelstudie by 'n letterlike vertaling. Dan het jy die nuwe vertaling soos die NIV of die nuwe Afrikaanse vertaling, nuwe lewende vertaling. Daai tipe vertalings is wat in 'n meer kontemporêre Engels geskryf is. Jy weet, dit is of in 'n taal geskryf is, die Afrikaans meer 'n alledaagse tipe taal geskryf is. Die Amplified Bible is nie 'n nuwe vertaling nie, dit is ook 'n letterlike vertaling waar hulle baie pertinent die verskillende betekenisse van die Griekse woord wat hulle gekry het, een woord in Engels, hier is die verskillende ander betekenisse wat in Grieks ook tot daai woord toe kan vervleg. So dit is ook 'n letterlike vertaling, maar in die nuwe vertalings is dan hierdie meer in 'n alledaagse tipe taal gebruik. En dan kry jy die parafrases, en dit is waar die Passion en die Message vertalings inkom. En 'n parafrase is nie eintlik 'n vertaling nie. 'n Parafrase is eintlik waar iemand gegaan het wat 'n goeie greep het op die verstaan van die konteks van 'n paragraaf in die woord. Veral in die Grieks dan, of in die Hebreëus, en hulle dan die paragraaf gaan verduidelik. Ek het verlede week so 'n bietjie van Eugene Peterson vertel, en ek het 'n onderhoud gehoor van waar dit begin het, hoekom hy die Bybel vertaal het in The Message. En hy sê toe, hy's 'n professor gewees van Grieks, en hy het nie eers die Engelse Bybel gelees nie, hy was so goed in Grieks dat hy die Griekse Bybel lees, want die volheid daarvan, en omdat hy so goed was met dit, het hy al die woorde, die idiome wat gebruik is, om die taal te kom uitbring, het hy verstaan, omdat hy so goeie greep gehad het op Grieks. En hy sê, hy's 'n professor van Grieks, en hy's besig om vir hierdie jong studente Galasiërs te verduidelik, en hy sien hierdie ouens is aan die slaap, want hy besef toe, hulle begryp nie, hulle het nie 'n groot genoeg kennis van die Griekse taal, om te begryp wat Paulus mee besig is in hierdie gedeelte nie. En toe voel hy het nodig om dit so te gaan oopbreek vir ouens, en as jy die Message vertaling gaan lees, toe ek net tot bekering gekom het in 2003, het my pa vir my die Message gegee. En dit was die boek, die Bybel, wat my aan die lees gekry het van die Bybel, want dit het vir my lekker gevloei, en het my aan die gang gekry, om my in die woord te begin kry. So ek wil jou regtig aanmoedig om dit te doen, maar, hier's 'n waarskuwing. Ons kan nie leef net met parafrases nie. Ons het nodig om die letterlike vertalings deel te maak, want anders kan ons op ander afleidings kom, wat nie in die oorspronklike teks en die oorspronklike bedoeling was nie. So as ek dit vir jou sê ek nie, jy mag nie na daai parafrases toe gaan nie, inteendeel, my lewe getuig daarvan, dit het myself kom verryk, dit het my in die woord ingekry, maar ek self gebruik die ESV en die Amplified vertalings as my Bybelstudie, en dan het ek 'n Message, en ek het die Afrikaanse vertaling ook by my, om so die woord vir my te kom inkleer, dat ek 'n greep daarop kan kry. Wanneer 'n ander belangrike ding vir ons, van hoe leef ek en hoe bly ek in God se woord, is om myself te anker in God se woord, en nie in ander se kommentaar nie. En hier's 'n belangrike deel wat ek met jou wil deel. Ek dink dagstukkies is baie goeie goeders om ons aan die gang te kry, om aan die woord te kry. Maar ek is net bang, en dit kan so maklik gebeur, dat jy aanhaal meer wat die persoon sê oor die skrif, as wat jy
aan die skrif vashou en by die Here gaan stil staan en vir hom vra, Here, wat wil U vir my in hierdie volgende tyd kom sê oor die skrif? Hier's 'n voorbeeld. Ek het mense wat, ek het nou die dag 'n storie gehoor waar iemand bid en vir die Here vra, Vader, gee vir my 'n skrif, lei my in hierdie skrif, sodat ek net sal verstaan, jy weet, wat ek nodig het om in my lewe in te bou. En hy kry 'n random skrif uit die Ou Testament, en hy sê, 2 dae later, stap hy in 'n situasie, en toe hy in 'n situasie instap, toe word daai stuk skrif in die situasie wakker weer by hom, en hy besef hoe die Here hom al voorberei het vir dit. En as hy net 'n kommentaar gaan lees het hy dalk iets gemis, maar die feit dat hy homself veranker het in God se woord, het dit 'n real life toepassing vir hom gegee in daai situasie, en hy het met wysheid in daai situasie al gestap, voordat hy geweet het die situasie kom op. En dit is hoekom dit nodig is vir ons om in die woord te bly, en nie onsself te anker in kommentare nie. Daar's 'n ou snaakse sê ding wat hulle in die teologiese skool vir ons gesê het, elke ketter het 'n letter, elke mens soek sy skrifgie, nê? En dit is belangrik dat ons, wanneer ons in die woord leef, laat ons toelaat dat die woord ons oortuigings kom bevestig, nie laat ons oortuigings die woord kom bevestig nie. En wat ek daarmee bedoel, is dat mens binne in die konteks, laat mens nie net uit die lug uit, random skrifverse gaan aanhaal om te regverdig wat op die oomblik wat ek mee besig is in my lewe nie. En daar is 2 konsepte van hoe ons die Bybel dan leef en hoe ons onsself anker in die woord. Is die eerste konsep is eksegese. En eksegese is wanneer ek die skrif uit die skrif uittrek wat daar regtig gesê word. Dit is wanneer ek die boek vat en binne in die konteks van die boek gaan lees waar daar staan en dan uit dit toepas in my lewe. Insogese is die ander konsep waar ek my lewenssituasie vat. Ek lees en ek gaan soek 'n versie wat dit bevestig en dan sê ek, sien jy, dit staan in die Bybel en daarom. En hier's 'n voorbeeld. Julle het almal al hierdie gehoor, ouers, ek gee jy nou lekker skietgoed om wat jou studente of jou tieners 10 en ergens op jou met jou gaan trek. Die woord leer my dat ek moet alles beproef. En die goeie behou en die slegte verwerp. Daarom gaan ek alles beproef. En dit is tipies 'n voorbeeld van insogese, waar ek 'n skriffie, gryp 'n skriffie, en ek regverdig wat ek doen. Maar eksegese sê, nee, die woord sê die volgende, en ek pas dit wat in die woord is, vra ek vir die Here, hoe pas ek dit in my lewe toe? Insogese is, as jy net 'n proper eksegese gaan doen het van daai gedeelte, sal jy sien, Paulus sê, alles is my geoorloof. Ja, alles is jou geoorloof. Jy het die vryheid van keuse. Maar dan is daar die woordjie maar. En ons almal weet, as daar maar is, dan kanselleer dit alles hier voor jou uit. Jy weet, van ons het bad ervarings, wanneer iemand met jou die verhouding beëindig het. Ek's lief vir jou, maar, of jy's oulik, maar. Jy weet, ons almal weet, daai maar beteken, nou, hier gaan 'n ding nou verkeerd. En waar Paulus sê, alles is my geoorloof, maar ek sal nie 'n slaaf word, of ek sal nie toelaat, dat daai ervaring my getuienis opmors nie. 1 Korintiërs 10 vers 31 sê hy, doen alles tot eer en verheerliking van God. So hy sê, daar is vir jou, is daar vryheid van keuse. Maar jy het nodig om seker te maak, dat jy nie sommer net jouself oorloof, alles is my geoorloof en ek maak wat ek wil nie. Nee. Daar is gevolge. En dit is wat hy van praat. So lees dit binne in die konteks. Ek haal die teks reg en korrek aan. En dit is baie belangrik, dat ons so sal leef. Mense maak so maklike fout, dat hulle rondspring ook in die skrif, en dan, jy weet, random verse net aanhaal, wat bevestig wat ek wil sê, en dit is 'n gevaarlike ding. Dit is nie 'n eksegese nie, dis nie om myself te anker in 'n woord nie, dit is besig om jou opinie te anker met random skrifte. So ek seker jy verstaan wat ek daarmee bedoel. Nou, die derde ding is om te bly in God se woord, is om God se woord te interpreteer. En die vraag wat baie mense vir my vra, hoe weet ek interpreteer God se woord reg? En hier's 'n paar beginsels wat ek met jou wil deel, en een van hulle is om in die konteks, ek het dit al genoem, maar kom ek vertel net hoe belangrik is konteks. Met hierdie Jeremia 29 vers 11 is seker een van die verse wat meeste Christene aanhaal, waar die Here sê, ek is die Here jou God, wat goeie planne vir jou, 'n blink toekoms vir jou het, 'n toekoms van hoop. Dit is wat baie mense aanhaal, jy kry dit op, mense sit dit op hulle koffiemugs, dit is by die kantoor, en so aan, bumper stickers en so voort. Maar die konteks van daai gedeelte
is baie interessant. Jeremia 29 speel af, waar die volk Israel in ballingskap in Babylon is, waar hulle eintlik nie op 'n great plek is in hulle lewe nie, of in hulle bestaan nie. En hier kom die profeet Jeremia en hy sê vir hulle, hoorie, daar het 'n klomp profete voor my gekom en 'n klomp dinge gesê wat nie van God af is nie. Hier is God se woord vir julle. En in vers 4 sê hy, die Here sê, bou julle huise, trou, kry kinders, gee julle seuns weg, kry vir julle seuns vrouens, gee julle dogters weg in die huwelik, laat hulle kinders kry, laat julle vermeerder, bou, plant. En dan in vers 7 sê hy, want as dit goed gaan met hierdie stad, gaan dit goed gaan met jou. Soek die welvaart van hierdie stad en dit sal goed gaan met jou. Dan kom vers 11, want ek is die Here jou God wat goeie planne vir jou het. 'n toekoms vol van hoop. Jy sien, wanneer ek en jy verse in konteks verstaan en in die konteks van die brief en so aan lees, dan kry hy rykdom. Dan anker ek my in wat die woord oorspronklik gesê het. Konteks bring dit vir ons. Wanneer ek buite konteks is, dan kry ek allerlei ander dinge wat ek bylas tot dit, en dan verander dit die oorspronklike betekenis daarvan. En dit is nie wat die Here se hart is vir ons nie. En 'n tweede punt is, hoe weet ek interpreteer die woord reg, is om toe te laat dat die Bybel homself verduidelik. Die Bybel is sy eie kommentaar. Skrif verduidelik skrif, en dit is so waar. As ek 'n voorbeeld kan gebruik is, ek het al soveel stories gehoor, jy weet, in Matteus 5 sien ons 'n storie, die sien afspeel waar Jesus gaan om te bid. En soos wat Jesus gaan om te bid, hulle sê vroeg in die môre het Jesus gegaan om te bid. En ouens het gesê, sien, die woord sê, jy moet vroeg in die oggende opstaan om te gaan bid. En ek het ook op 'n stadium dit geprobeer doen, maar ek het gesukkel om wakker te word, net om wakker te word langs my bed met my gesig op my Bybel, 'n imprint van die woord op my gesig en die ander helfte van my kussing, net om aan die slaap te geraak het, soos wat ek daar gesit het. Ek kan sukkel om vroeg in die oggende op te staan. En baie mense vat dit so letterlik en iets wat so half bietjie onduidelik is, jy weet, probeer hulle intrek in ons wêreld in, maar as ons net 'n stukkie verder aanlees, dan in Matteus 6, dan sien ons waar Jesus se disippels vir hom vra hoe om te bid, en dan sê Jesus, hier so jy moet begin en wat jy nie moet doen nie, en wanneer jy dan bid. Daai wanneer hy sê, wanneer jy gaan bid, isoleer jouself, kry jouself op 'n rustige plek, waar jy nie in die publiek is nie, waar jy gefokus by die God kan wees. Jesus is eintlik besig om te praat van die gewoonte en die beginsel daarvan om te bid. So Jesus se gewoonte, en dit is nie in sy persoonlikheid gewees, hy het gehou daarvan om vroeg in die oggende op te staan en tyd saam met sy Vader te spandeer. Dit is deel van sy mense, en daar's van julle wat vroeg in die oggendmense is, maar nie aandmense, en daar's mense soos ek wat funksioneer tot 12 uur, 11 uur, 12 uur, 1 uur in die oggende, jy weet, waar ek meeste van my energie het, en dit is die plek waar ek tyd saam met die Here spandeer. Dit is so great as my kinders gaan slaap 9 uur in die aande om my Bybel oop te slaan en te begin tyd in die woord te spandeer. Want hier gaan dit meer oor die feit dat ek besig is om die beginsel toe te pas in my lewe. So laat toe dat die Bybel homself verduidelik. Wanneer iets te mekaar is en vir jou nie sin maak nie, probeer eerder net die konteks gaan verstaan en bietjie verder aanlees in die woord. En dit is gewoonlik wanneer dit wat Jesus byvoorbeeld daar genoem het, verder verduidelik word, om vir ons nie 'n reël vas te maak. Dit is die enigste tyd wanneer jy met God tyd kan spandeer nie. Hy het eerder 'n beginsel gekommunikeer. Jesus het elke dag, want hier is die beginsel. As ek en jy nie bid nie, gaan ons nie lewe nie. Ons het nodig om tyd saam met ons Vader so te spandeer, om ons harte oop te breek voor hom in gebed. En 'n derde beginsel wat ons kan toepas, soos wat ons onsself ingroei en bly in God se woord, is om die Ou Testament te lees deur die lens van die Nuwe Testament. Ek het soveel mense al gekry wat die mekaar raak, omdat hulle in 'n Nuwe Testament, in die nuwe era, in die nuwe verbond wat opgestel is deur Jesus, nog steeds vashou net in die Ou Testament en de mekaar raak oor, maar dit is wat God gedoen het, hoe kan hy dan 'n goeie God wees? Kyk, hierdie goed is, want dit maak nie van ons sin wat in die Nuwe Testament is nie, mense raak de mekaar. En wanneer ek en jy die Ou Testament lees, het ons nodig om dit te lees deur te fokus op Christus, deur die lens van Jesus. Ek het hierdie volgende gedeelte wat Alan Platt vir my eendag geleer het. Hy het gesê, the new is hidden in the old, but the old is revealed
en the New. Dit wat in die Ou Testament vir mense nie sin gemaak nie, word geopenbaar in die Nuwe Testament. En dit is so mooi, wanneer jy in die Ou Testament lees, deur die bril van die Nuwe Testament, hoe jy sien, hoe Christus geopenbaar word in die Nuwe Testament. En eintlik te sien, reg deur die geskiedenis van die mens, was God besig met sy meesterplan. Voor die grondlegging van die aarde, was die lam reeds geslag as God se uitspraak oor die mensdom gewees. En om te sien, hoe Jesus geopenbaar word, en God se hart geopenbaar word, reg deur die Ou Testament. 'n Ander ding wat belangrik is om te verstaan, dat die Ou Testament se fokus is 'n nasionale fokus op die volk Israel. Die Ou Testament is geskryf vir 'n volk Israel, waar God gesê het, Israel, julle is my volk en deur julle gaan ek myself uitgiet op hierdie aarde. Maar die Nuwe Testament is 'n mensefokus, is 'n wêreldfokus. Dit is op die hele mensdom. Daar is nie meer net een volk wat uitgekies is deur God nie. Dis nie 'n Afrikaner volk of 'n Israel volk of een of ander volk wat deur God uitgekies is as sy verkorenes nie. Nee, die Nuwe Testament leer ons dat elke stam, elke nasie, elke taal, elke velkleur, elke plek op hierdie aarde gaan Jesus leer ken as verlosser en saligmaker. So die Nuwe Testament se fokus is 'n fokus van 'n nuwe verbond. Die mensdom is geroep tot God. Die eerste plan van God nou in hierdie Nuwe Testament tyd is dat mense tot bekering kom in Jesus, nie terugtrek Israel toe nie. Dit is nie die Here se hart nie. Sy eerste plan is dat mense, en selfs mense wat nie Christus ken nie, Israeliete, Jode wat vashou aan ou goeders, dat hulle die vas sal groei, hulle self sal vasgroei in Jesus, tot bekering sal kom in Jesus. Baie mense lees die Ou Testament en sien wet, en daar is hierdie tendens op die oomblik weer in die wêreld waar mense opstaan en weer die wet wil kom leef spesifiek. En ek het al so baie keer so 'n bietjie frustrasie beleef met dit. Baie keer is dit uit 'n baie goeie hart uit wat mense net sê, nee, ek wil net gedissiplineerd leef, want dit is heeltemal 'n ander situasie. Maar wanneer mense in die wet is en hulle sê jy moet dit doen, dan moet ek net vir jou sê, baie keer is daai mense se lewens nie besig. As jy nou die wet wil volg dan die hele wet. Want as jy vir my sê hierdie en hierdie ding van die Sabbat en hierdie ding van so en so en so, dan wil ek net vir jou sê, dan moet ons ook praat oor die besnydenis ook, jy weet. So as jy een wet wil volg dan net asseblief al die wette. Want hier's net die feit van die saak is die wet. Jesus het gesê die wet, en God het dit self al geprofeteer deur die profete in die Ou Testament. My woord sal op mense se harte geskryf staan. Die Sabbat word nie meer 'n wet vir my en jou nie, dit word 'n beginsel. Ek glo 100%, ons moet rus. Ek wil nie my week begin sonder om dit te begin saam met die Here nie. Dit is wat Sabbat is. Ek en jy nie een keer 'n week in ons lewens, een keer 'n week, 'n dag uitkoop wat ons fokus op, Here, wat sê jy vir my, die brief van die week wat verby is en so aan nie. Dan gaan ek en jy nie gestraf word deur die Here nie. Ons is net besig om onsself skade aan te doen, want hier is die feit, Jesus het dit self gesê, ons is nie gemaak vir die Sabbat nie, die Sabbat gemaak vir die mens. Die Sabbat is in diens van die mens, nie die mens in diens van die Sabbat nie. So wanneer ek en jy die Ou Testament lees, en ons lees dit deur die Nuwe Testament, dan begin ons sien, hoorie, daar's beginsels wat die Here besig was om te kommunikeer aan daai groep mense, en dit is van toepassing in my en jou lewe oor hoe ons dit leef, en wat hierdie beginsel moet kom losmaak, nie die feit dat ons weer moet wette leef nie. Wanneer die Ou Testament verwys na 'n offer wat gebring is die offer, weet ons, deur die bril van die Nuwe Testament, weet ons, die offer is gebring deur Jesus, en daarom is allerhande ander offers opgehef deur hierdie een offer van Christus, wat eens en vir altyd gesterf het. Hy was die finale lam, die perfekte offer. Daarom hoef ons nie meer vandag offergawes of offers vir die Here te bring, deur 'n bees aan die brand te steek, of 'n duif te offer en so aan nie. Ons almal verstaan dit. So dit is hoe ons die Ou Testament interpreteer dan deur die Nuwe Testament. So watter hulpmiddel gebruik ons as ons besig is om die Bybel te bestudeer? YouVersion is 'n app wat baie van julle ken, meeste van julle het dit op julle fone, en reg oor die wêreld is daar 500 miljoen van hierdie apps al gedownload op mense se fone, sodat die woord van God by mense is. Dat is amazing, en dat eerste in die wêreld, die land wat die meeste downloads is Amerika, en tweede is 'n verrassing is Suid-Afrika, en derdens is dit India, wat al op tyd is
vir ons in Suid-Afrika om God se woord by ons te hê. Ek het eendag die voorreg gehad om met Bobby Groenewald, die stigter van YouVersion, te kuier so in 'n lunch en 'n koffie, en hy was by 'n konferensie van ons betrokke, en hy sê toe vir my, wat interessant is ewe skielik word die Bybel oral gelees op die randomste plekke, in subways, en soos wat hulle ry in Amerika, in karre, selfs mense wat as jy toilet toe gaan, jy word die Bybel gelees, maak nie saak wat, die mense is besig om God se woord in te klim, en dit is so mooi, en daar's 'n aptyd wat ek sien in ons land. Weet jy wat's interessant? Daar's hierdie fotootjies wat jy kan deel met 'n stuk vers op met 'n foto in die agtergrond en so aan. Die ene wat die meeste gedeel is in 2019 was in die Afrikaanse taal. Van al die foto's wat gedeel is, een spesifieke foto was in die Afrikaanse taal, waar die volgende gesê het: soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Daar's 'n aptyd in ons land om in die woord in te klim, en ek wil jou aanmoedig om, as jy nog nie YouVersion het nie, klim daarop. Daar's Bible Plans, Doxedio, Afrikaanse en Engels, en daar's selfs in Duits al Bible Plans en Bybelstudies geskryf deur Doxedio. As jy net gaan soek daardeur, dan kan jy so saam met die familie volg. Maar dan is daar ook hierdie, wil ek vir jou wys, hierdie website Bible Hub, wat ek jou wil aanmoedig om te gebruik. En as jy saam met my net daar kyk, as jy hom gaan intik, en jy gaan kies die boek daarso, wat jy wil lees, en ek gaan nou na Johannes 8 toe, vers 31, dan gaan klik jy so, en wat baie cool is daarvan, is daar is verskillende weergawes, daar is verskillende tale, jy sal sien daar is kommentare wat daar so op is, so gaan kies jy dan die gedeeltes wat jy dan wil gaan lees. En wat interessant is van dit, is dat dit gee jy die geleentheid om nie net jou tale te gaan kies nie, maar om die Bybel parallel langs mekaar verskillende vertalings te gaan sit en dit so te lees. Die YouVersion doen dit ook vir jou, en dit gee net vir die geleentheid om so Bybelstudie dan ook te doen. As jy daar gaan klik op hierdie kommentare, dan gee dit vir jou die geleentheid om hierdie kommentaar te volg oor daai spesifieke Bybelvers, en dit is waar teoloë net gegaan het en verder die verstaan van die teks vir jou oopgebreek het. En ek wil jou regtig aanmoedig. 'n ander manier hoe jy verder die Bybel kan gaan bestudeer is letterlik deur op Google in te tik. What does the Bible say about? En dan gaan tik jy in. Wat interessant is, as jy dit gaan intik, dan is daar die tweede ding wat jy daar so kry is, what does the Bible say about tattoos? Jy weet, en dit is baie interessant as jy so 'n bietjie gaan lees wat dit sê oor tattoos. Gemaak so 'n bietjie daai studie. Ek weet jou, meeste van julle gaan dit nou doen, of jy is dalk al klaar besig, veral as jy 'n jong mens is, nê. Maar net om Google te gebruik. Partykeer is dit vinniger om op Google te gaan en Johannes 8 vers 31 letterlik te gaan indruk en send te druk voordat dit is vinniger as my app. Jy weet, so Google is eintlik ook 'n betroubare plek om hierdie goeders te gaan kry. Bible Hub, en om letterlik die vraag te vra, tik dit so in. What does the Bible say? Or what does the New Testament say about this? En as jy sien daar so New Testament vra hy, daar's 'n vraag van, mag ek varkvleis eet? Wat sê dit oor die Sabbat? Wat sê dit oor Paasfees? Al daai tipe van goeder. Ek wil jou regtig aanmoedig om dit te doen. So ek het 'n klomp dinge vir jou gesê vandag, maar hiermee wil ek afsluit. Is die Here wil in verhouding met jou staan en hy wil hê ons moet die woord oopbreek. En woord word opgebreek en ons bly in God se woord wanneer ons mense saam met ons intrek om saam met ons God se woord te bestudeer. Wanneer ons in God se woord onsself verder ingroei is, wanneer ons toelaat, jy weet, dat die Bybel homself kon verduidelik. Wanneer ons binne in die konteks bly, wanneer ons die Ou Testament lees deur die bril van die Nuwe Testament, wanneer ons toelaat dat ons eksegese doen en nie insogese doen nie. Dit is hoe ek en jy besig is om in God se woord te bly. En weet jy wat, as ons in sy woord bly, maak hy hierdie belofte. Hy sê jy sal vryheid beleef en jy sal kan lewe. En dit is my gebed vir ons as gemeente in hierdie volgende week. Soos dat ons tyd in die woord spandeer, laat jy vryheid sal beleef en sal beleef hoe die woord van God jou regtig lewendig maak. Jy sal sien op ons website gaan daar in hierdie week, en môre gaan dit op YouTube wees, en as jy net op ons website gaan klik, is daar ietsie verder wat ek met jou deel van hoe ons bid oor die woord. Verlede week het ek gesels oor hoe ons mediteer oor die woord, en
hierdie week hoe ons die woord bid in ons lewens in, en ek wil jou regtig nooi, om dit net as 'n stukkie verder om jou woordstudie te kom enhance, om dit te gaan kyk, en ek hoop dit seën jou. Maar ek wil vir ons bid, en so dan ook ons diens afsluit. So net daar waar jy is, wil jy net jou oë sluit nie. Vader, dankie, dat ons vandag kan saam bid, en Here, ek dankie vir die rykdom van die woord, dankie vir dit wat U net vir ons kon gee deur U woord. Here, en ek kom bid vir elkeen van ons, soos wat ons tyd in die woord sal spandeer, dat ons nie net die woord sal lees nie, maar dat ons in die woord sal bly, en dat ons sal lewe daarso, Vader. Dankie vir dit wat ons het, rondom hoe om die Bybel te bestudeer, om die Bybel in te bou in ons lewens, en ek kom bid, soos wat ons hierdie week tyd spandeer, Heilige Gees, U het vir ons gesê, U gaan vir ons wysheid gee, U gaan vir ons openbaring bring, en ek kom bid, dat U Gees, Vader, ons oë sal oopmaak, vir dit wat dalk vir nou verborge is in die woord, maar dat U dit vir ons sal kom oopbreek, sodat ons kan die lewe wat daar is in die woord, kan beleef in die volgende tyd. Vader, ons eer U, dat U vir ons dat U hierdie boek vir ons kom gee, hierdie Bybel met al hierdie boeke in, Vader, laat ons dit kan bestudeer en laat ons kan vashou en ons lewens kan inbou in dit. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Seën vir jou, vriende, familie, gemeente, en ek sien uit om volgende week weer saam met jou te kuier. Die Here seën jou. This is a message from the Doxodeo leadership team to every individual who's a part of our ministry. We are so grateful that up to this point, none of the Doxodeo staff have been seriously ill, and we do appreciate every one of you who reached out to us to just check in and see that we are okay. We definitely know that you have been deeply affected in this time of crisis caused by this virus, not just in terms of your health, but also emotionally and also financially. It is our faith in the Lord Jesus that gives us the anchor that we need. And that's why as a ministry we locked into this prayer movement. It's a global movement. Some of the biggest movements around the world are uniting in a daily prayer at 7:14, and we want to encourage all of our people to be a part of that. We also have a resource available for you on our website, where Alan Platt has put together some teachings that will bless you with perspective, specifically for a time like this. I'm so impressed with every unit of Doxodeo that has come up with so much creativity to reach people, to minister to people, to reach out to new people, and also to address some of the challenges of the people in our community and in our cities. Please just go to our website, to the particular ministry or campus that you're a part of, and find the details there. Our approach to the financial crisis is as follows. We've immediately locked down as many expenditures as possible, and we are negotiating every fixed cost in order to address all of these before we have to get to the point where we have to look at the salary bill of Doxodeo. Our prayer for our people, our prayer for you, is that God will bless you with a new level of creativity for the challenges that you are facing. And I want to remind you then of a scripture that the Lord laid on our hearts as a declaration over the year 2020. Long before we knew about what was waiting for us, we realized that this word is God's word for Doxodeo. God is more than ready to overwhelm you with every form of grace, so that you will have more than enough for everything, for every moment, and in every way for everything that we are going through. He will make you overflow with abundance in every good work that you do. This is a declaration of blessing over you and over our ministry. May the grace of the Lord be over everything that we go through, and He will empower us to come out as victors at the end of this season. Indien jy gebed nodig het, wil ons jou nou nooi om dadelik een van ons spanlede te skakel. Ons wil graag jou bemoedig en bystaan. So neem asseblief die vrymoedigheid. Die Here seën jou, geniet jou week.